Hallo julle, kan nie glo ons is in week 3 en hierdie is dag 4 van ons Each One Reach One veldtog in ons Doksadeye Noordzone. Nou, vandag wil ek bietjie met jou gesels oor hierdie punt waar ons kom met iemand. Ons het nou verhouding gebou, hulle vertrou ons, hulle begin leer gierig raak en nou kom daai punt waar daai individu sê, hoorie maar, hierdie wat jy my van vertel het in die laaste paar weke of in die laaste seisoen, ek dink ek het dit nodig en ek wil dit hê. Ek wil tot bekering kom. Of soos 'n kleinkind sal sê, ek wil my hartjie vir Jesus gee. En soveel keer druk ons as kerk na daai rigting toe en ons vier ook daai oomblikke. Maar as iemand vir jou vra, hoorie maar, weet jy ooit hoe om dit te doen? Dan is dit so half En ek wil vandag vir jou 'n paar maklike dinge kom gee dat jy kan bewus wees van wanneer jy hierdie proses met iemand doen, hoe dit lyk en hoe jy dit natuurlik kan implementeer. Nou, daar's 'n baie maklike manier om dit te onthou. Ons praat van die ABC's. En dit is so ongelooflik om te besef dat, jy weet, ons hoef nie presies die woorde te gebruik nie, dit gaan eintlik meer oor wat aan die individu se hart gebeur in hierdie oomblik. En jy kan toelaat dat die Heilige Gees jou lei en 'n aanvoeling hê vir dit, maar ons praat van awareness, belief en confession. Iemand kom op hierdie punt en ons wil seker maak in daai gebed, hy is bewus, nie bewus hierso van sy sonde nie, bewus van die oorspronklike skepingsdoel wat die Here vir hom gegee het. En dat hy kyk na sy verlede en hy besef, hoorie maar, ek het dit gemis. Die woord hamartia wat beteken om jou doel te mis. So jy raak bewus van dit wat God se hart nog altyd oor jou lewe was. Die tweede een is belief, geloof, om te besef en te glo, maar die enigste manier vir my om terug te kom by my skepingsdoel, weg van hierdie doelmisgedeelte van my lewe, is deur die bloed van Jesus Christus. Ek kom en ek verklaar, ek glo, Jesus, dat u bloed die enigste manier vir my is, om terug te kom in my skepingsdoel wat u vir my het. En dan die derde ene is confession. Dis waar ek getuig van my nuwe stand wat ek in Jesus het, die nuwe verhouding wat ek het, en dat God my nou kan sien as sy vlekkelose kind, deur die bloed van Jesus Christus. Nou, Dawid skryf in Psalm 51, en doen die moeite en gaan luister Psalm 51. Hier's 'n Dawid wat terugkyk na sy lewe toe, en hy skram nie weg van sy sondes nie, hy noem dit op, hy sê, Here, ek het foute gemaak, ek het dinge gedoen, maar wat so mooi is in hierdie Psalm is, hy word nie oorweldig deur sy sonde nie, hy klou vas aan, maar Here, u is die een wat kan, ek weet u is die een wat wil, Here, en kom bevry my van hierdie ding af, kom skenk my 'n nuwe lewe. So wanneer jy met iemand bid, en iemand lei in gebed, is dit so belangrik om dat die persoon 'n skulderkenning doen, nommer 1. Here, ek het droog gemaak, ek het my skepingsdoel gemis. Jy hoef nou nie al die goedjies te gaan opnoem nie, want sonde is eintlik maar net om iets te mis. So Here, ek kom bely dat ek het my doel gemis, om in verhouding met u te wees, en om u heerlikheid in die wêreld uit te dra, en om u beelddraer te wees in die wêreld. Die tweede ding is, geloofsbelydenis. En hier's dalk so 'n bietjie vergifnis by, want ek glo, Here, dat u die enigste een is wat my kan red. En daarom maak ek nou aanspraak op die vergifnis. Die derde ene is identifikasie. God het my nou vergewe deur die bloed van Jesus Christus. Ek het nou nodig om te verklaar dat ek is 'n nuwe mens. Dit is so jammer dat hierdie gebed wat ek nou so vinnig opbreek, word in meeste plekke as die sondaarsgebed genoem, the sinner's prayer. Dis eintlik nie dit nie. Want in die helfte van hierdie gebed maak ek 'n verklaring en sê, Here, ek is nie 'n sondaar nie. Ek is 'n kind van God. Ek is 'n verlore kind wat nou terugkom in die huis van die Vader. En dan die vierde een is so belangrik, nee, ons kan nie deur hierdie proses gaan en groei nou in ons nuwe lewe as dit nie vir die Heilige Gees se teenwoordigheid en inspraak is nie. En om dalk net aan die einde van hierdie gebed te sê, Here, ek verwelkom u Gees nou in my lewe in, om binne in my te kom kultiveer en te kom groei en in my te kom werk. So dis die 4 goeters: skulderkenning, geloofbelydenis, identifikasie en vervulling. Mag jy toegerus voel en weet dat daar's nie spesifieke woorde wat jy moet gebruik nie, maar daar's 'n konsep van wat ons glo in die individu se hart moet gebeur. En dit is die A, B en C. Gaan nou na die beskrywing van die video om vandag se vrae deur te werk.